Daar's hy. Vriende, goeiemôre. Baie welkom in vanoggend se erediens. Vir ons kykers op YouTube wil ons altyd ook sê, ook baie welkom aan julle. Kan ons sien, is daar enige nuwe intrekkers hierso? As hier 'n nuwe intrekker is of intrekkers is, wil ons vir julle uitnooi vir koffie na die tyd. Daar's hy. So jy kry vir jou 'n rooi beker om koffie mee te drink. Dit staan uit soos 'n seer oog, maar die rede daarvoor is dat ons by jou kom kuier en hoor wie jy is. En die lekker daarvan is jy kry 'n resepteboek hierso van die gemeente kry jy, en dit het niks met jou kookvermoë te doen nie. Dit is regtig net 'n geskenk wat ons gee van ons kant af. Ek hoop nie hier's 'n paar manne wat hulle vroue pomp en sê, as jy nie 'n nuwe intrekker. So, ons wil na die tyd wil ons lekker saam kuier. Baie welkom in elk geval in die gemeente. Dit is vir ons altyd lekker om nuwe lidmate ook te verwelkom, en ons hoop julle is baie vinnig tuis hierso by ons. Vriende, ek gaan so vinnig net, julle het nou na die afkondiging so gekyk, ek hardloop net vinnig deur. Dinsdag begin ons weer met ons Bybelstudie. Ons Bybelstudie gaan in lyn wees met ons eredienstemas in terme van ons wil die hart van Jesus ontdek. Donderdag ons manne wat saam kuier. Ek wil weer vir julle manne ook uitnooi, as jy enigstens kan, 6:15 op 'n donderdagoggend. Ek kan vir jou waarborg dat dit vir jou goed gaan wees. Net in terme van ouens wat so bietjie mekaar ondersteun en saam bid. So ek wil vir jou uitnooi op 'n donderdag 6:15. Nuwe intrekkers wat aangemeld het, Rian Delport en David Marks. Ons wil vir hulle baie welkom sê. En dan is daar ons kalender. Kom ons hardloop hom so. Ons Tarantaal aand is die 31ste. En daar gaan na die tyd gaan daar weer kaartjies verkoop wees. Die kunstenaars is aan die gang. Die ouens wat die kos gaan maak is aan die gang. So ons sien uit na baie lekker Tarantaal aand. Dan so 2 weke daarvan af, die 14de, het ons 'n kos en wyn proe aand. Lekker. Kaartjies gaan daar ook beskikbaar wees. Jy moet maar kyk, daai tafels daar, so dis waar die kaartjies beskikbaar gaan wees. En dan die 22ste November vir die vroue is julle vroulief afsluiting. Kyk asseblief en kry besonderhede ook by Leonie daar rondom. En dan is ons nog 'n bietjie verder aangaande, is ons laaste bazaar vir die jaar, die 29ste, en ons sien uit daarna ook. Volgende jaar het ons 'n teologiese student, vir die van julle wat nie weet nie, Dian Du Plessis. Hy is in sy finale jaar volgende jaar, en deel van jou finale jaar, wat jy jou studies moet voltooi, is dat jy by 'n gemeente moet inskakel vir 10 maande. So Dian gaan hier by ons inskakel, en ons soek blyplek vir hom. As jy weet van blyplek, 'n eenman woonstel of 'n tuinwoonstel, dat weet vir ons, dat ons ook vir hom kan help. Dankie daarvoor. En dan ons braaihout, weet julle altyd R25 per sak, en terwyl ek sommer daarna kyk, daar het vetkoek oorgebly. Anna, waar as jy nou, en pannekoek. Vetkoek en pannekoek oorgebly, lekker vinnige middagete, jy hoef nie jou kop te breek nie. Jy het lekker vetkoek vir 'n hoofmaal en 'n pannekoek vir 'n nagereg na die tyd. Goed. Ons vriende wat in hierdie week gaan verjaar, kyk daarso na hulle. En dan wil ek ons kinders, kom julle moet vir my kom help, want ons moet hoor wie het verjaar, en dat ons vir hulle sjokoladetjies kan gee. Daar sy. Goed, kom ons begin eers hierso. Wie gaan vir ons Bybel oopmaak? Wie gaan vir ons kers aansteek? Kom, sy, kom. Ons die Bybel oopmaak. Daar sy. En vir ons die kers aansteek.
Julle is so oulik. Right. Dankie. Kom ons hoor, hoekom is die Bybel vir ons belangrik? Weet julle? Waar leer ons baie van Jesus? In die Bybel, van die Here, in die Bybel. So dit is hoekom die Bybel vir ons belangrik is. Kers, wat maak 'n kers? Hy gee lig. So gee die Here vir ons lig, wanneer dit baie keer donker raak rondom ons. So, die Bybel wat oop is en die kers wat skyn. Hierdie klink vir my so bietjie as julle dalk alwerte so bietjie kan stel. Daar's hy. Goed. Right, verjaarsdag. Is daar van julle wat verjaar het? Niks nie. OK, kom ons hoor by die ooms en die tannies, is daar van julle wat verjaar het? In die week, daar sy, Tannie Annetjie. En wie gaan vir ons Posman speel? En Tannie Marita. En Bobby, hy is so oud, hy kan nie sy eie hand meer opsteek nie. Daar is Tannie Marita daar agter. Steek op, mooi op. So dit, almal wat verjaar het. En ons wens onthou is dat jy sal weet, elke liewe dag sal weet, dat die Here jou lief het. Waar jy beweeg tussen jou mense, dat jy sal weet, dat die Here jou lief het. Is julle reg om te sing? Julle wakker? Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoerij, nog 'n piep, hoerij. Goed, ek wil bietjie by julle hoor vanoggend. Wie van julle het al in 'n koor gesing? Julle is dalk nog so 'n bietjie klein vir 'n koor, maar by die skool, sis, het jy al koor gesing? Saam met 'n klomp ander, né? Dis lekker. Ons is eintlik ook vanoggend, is ons hier ook 'n groot koor by mekaar. En julle weet, as al daai stemme so opklink, hoe mooi is dit, né? Baie, baie, baie mooi. In die Bybel, sanggroep, ekskuus, julle kan so lank vir ons regmaak. In die Bybel staan daar in Openbaring miljoene engele. Kan jy dit vir jou indink? Wie van julle was al hier by die rugby gewees by Kings Park? Wie het al gaan rugby kyk daar? Ja, dis baie mense, né? So 40.000, 50 as hy vol is, né? Miljoen is verskriklik baie. Verskriklik baie mense. Nou staan daar so in Openbaring, miljoene engele staan rondom die troon van die Here. En hulle besing sy naam en sê, Here, heilig is u naam. Elke keer wanneer die lewende wesens, dis die engele rondom die troon, heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, wat gebeur dan? Kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer, en sê, Here ons God, u is waardig om die heerlikheid, die eer en die mag te ontvang, omdat u alles geskep het, deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep. Alles geskep het, Here, u is so groot, het julle al voels gehoor vanoggend? Het julle al gehoor? Ja, ek het vroegoggend het ek 'n hadiedag gehoor en ek het gewonder of hy met 'n koplamp vlieg. Want dit is nog donker en jy hoor hulle al, die natuur kom aan die gang. Het julle al blomme gesien vanoggend? Het julle al? Kyk so 'n bietjie hier wat Tannie Gerda vir ons so mooi gemaak het daar. Wat se blomme is dit? Weet julle?
Proteas, dis Proteas. Die Here het dit alles geskep. Elke blom is perfek geskep. En kyk so 'n bietjie ook na die ouens links en regs van jou. Kyk bietjie na mekaar, die Here het elke een geskep. Julle is elke een baie, baie spesiaal. So ons wil vanoggend, wanneer ons hierdie erediens begin, wil ons voor die Here neerbuig, ons korona afhaal, want dit beteken dat hy die koning is. Ek is nie die koning in my lewe nie. Korona afhaal en vir hom aanbid. Terwyl ons nou so sit, wil ons saam die Here aanbid. So 1700 jaar terug het gelowiges gesukkel om te verstaan wie die Here is wat ons aanbid. Hoe sit ons dit in woorde om? En by die vergadering van Nicea 1700 jaar terug het hulle die volgende geloofsbelijdenis vir ons neergesit. So dit is eintlik so 'n groot gedagte. Ek weet nie wie van julle was nou al in ou geboue dalk in Europa en goed. Jy weet, ons het nie baie daarvan hier by ons nie, maar in Europa as jy in 'n kathedraal is en jy dink daaraan, ek weet nie wat is die oudste geboue nie, 1500 jaar. Jy kan nie dink
die enormiteit daarvan van tyd om in so ou gebou te wees nie. En vanoggend doen ons 'n geloofsbelijdenis wat 1700 jaar deur Christene herhaal en herhaal is. So ek wil vir jou uitnooi. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Oor 1700 jaar het Christene dit bely. En kon jy en ek dit vanoggend ook doen, ook rondom die troon van die Here. En dan kan ons nie anders nie as om kinders die Here te loof. En kom ons staan terwyl ons dit doen. Margriet, het jy daai magsbeheer? Kom ons staan en dan loof ons die Here.
Here, dit is so voorreg om saam met die engele op hierdie oomblik U naam te kan besing. U wat die Here is van die heelal, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons loof U naam. Amen. Julle kan by mamma en pappa gaan sit as julle wil, anders moet julle my kom help preek. Dankie. Vriende, ons sal in hierdie maand, en ek wil die goeie so bietjie aan mekaar haak, ek besef nou almal, dis nie elke Sondag hier nie, so ek wil net dat ons almal op dieselfde bladsy kom, met so van hierdie maand se preke. Ons het verlede Sondag het ons gesê, dis nie net goed genoeg om te weet van Jesus nie. Ons wil hom leer ken, ons wil groei in ons verhouding met hom. En die beste manier om te groei in 'n verhouding is om iemand se hart te leer ken. Om te weet wat is belangrik vir daai persoon, wat raak daai persoon se hart, watter emosies leef daar in daai persoon se hart. So ons is in die proses om te sê, Here, ons wil U hart beter leer ken. Verlede Sondag, Jesus wat die tafels omgooi by die tempel, en sê, julle maak dit moeilik vir mense om die Vader te kom aanbid, dit is nie hoe dit moet wees nie. So sy hart is regtig daarin, as jy Jesus se hart wil verstaan, dan moet jy weet, dinge wat hom kwaad maak, omkrap, is mense wat dit moeilik maak vir ander mense om te aanbid. Vanoggend is ons hierso so 'n bietjie in die rus in die hart van Christus, bekende gedeelte hier uit Matteus 11 uit, wat ons gaan saam lees. Die omstandighede van die skrywe is natuurlik met in gedagte die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat dit moeilik gemaak het vir mense, wat allerhande wette en reëls neergelê het vir mense. En Jesus sien mense is moedeloos. Godsdiens kan jou moeg maak en moedeloos maak. En dit raak Jesus se hart, want dit is glad hoe dit behoort te wees. So kom ons lees saam. Matteus 11, ons lees daar saam van vers 25 af. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. Niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Dit is 'n bekende gedeelte, ons ken hierdie, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. So kom ons probeer in Jesus se hart inklim, en ons probeer hom beter verstaan. So hy sê hoe sy hart is, hy sê sy hart is sagmoedig en nederig. In Afrikaans, as jy amper half praat oor sagmoedig, dan is dit amper half iemand wat nie sy staan kan staan nie. Ek dink nou sommer aan, ja, dis nie op hom van toepassing nie, maar aan C.J. Langenhoven, sagmoedige Neelsie. As ons sê iemand is sagmoedig, dan is dit amper half jong, nee, hy kan nie sy staan, sy hart is te sag. In die Griekse vertaling is dit glad nie so nie. In die Griekse vertaling beteken om sagmoedig te wees, beteken dat ek weet wie ek is voor jou.
En ek hoef myself nie in die sentrum te plaas, in die fokus te plaas voor jou nie, want ek weet wie ek is voor jou. Daarom gaan dit in die lewe ook nie net oor my nie. Om sagmoedig te wees is om te sê, hoe kan ek jou help om 'n beter mens te wees? Kan jy hoor, dit is eintlik 'n baie, baie sterk eienskap van Jesus se hart, om sagmoedig te wees. En hy lê by nederigheid, lê saam met dit. Die hart is die sentrum gewees vir die Jode, vir die Midde-Oosterse tyd. As jy van die hart praat, dan praat jy van emosies en van gevoel en goed. So Jesus se gevoel en Jesus se hart is om te sê, ek is nie hier vir myself nie. Vriende, en hy dit op soveel maniere, het hy dit weer en weer en weer bewys. Ek is nie hier vir myself nie. Die versoeking in die woestyn met die duiwel, wat probeer die duiwel doen? Die duiwel probeer vir hom sê, maar jy is belangrik. Kyk 'n bietjie na jouself. Jy ken daai gevoel, né? Wanneer jy so 'n bietjie met iemand moeite doen in 'n verhouding en jy sien maar dieselfde moeite word nie gedoen nie. Wat sê die mannetjie in jou kop? Hy sê, nee, ek gaan nou nie meer moeite doen nie, want daar word nie moeite met my gedoen nie. En die duiwel kom na Jesus toe en sê, man, jy kry nou moeilik hier in die woestyn. Maak moeite met jouself. Maak die klippe, verander dit in brood. Kom kyk na hierdie koninkryke van die wêreld. Ek wil dit vir jou gee. Jesus, sagmoedig van hart, weet hoekom hy hier is. En hy sê vir die duiwel, vat pad. Ek is nie hier vir myself nie. Ek is hier om die wil van my Vader te doen. En derentyd het dit gekom. Jy weet Petrus wat vir hom sê, Here, U moenie gekruisig word nie. Dis nonsens. Wat sê Jesus vir hom? Gaan weg agter my, Satan. Dit is nogal rof om vir iemand te sê, hoorie, jy praat nou soos die duiwel. Dis absoluut wat Jesus sê, my hart is, ek is nie hier vir myself nie. Die hart van Christus is vir sy Vader, en die hart van Christus is vir mense wat ver weg van God af voel, wat stikkend is. Dis 'n sagmoedige en 'n nederige hart. Daarom dink hy niks daarvan om die handdoek om te sit en voete te was. Want hy's nie hier vir homself nie. Daarom as hy aan die kruis hang en die een ou sê vir hom, hoorie, maak jou, kom man, as jy nou die seun van God is, gebruik die krag. Nee, ek is nie hier vir myself nie. Sagmoedige hart, dis die hart van Christus. En hy kom in 'n rustelose wêreld in. In 'n wêreld waar die Fariseërs vir die mense die heeltyd eintlik wys hoe verkeerd hulle is en hoe sondig hulle is. En watter reëls hulle moet nakom. Jy kan gaan lees in Matteus 23 daaroor. Wat Jesus sê, hey, julle maak 'n klomp reëls, maar julle kom nie een daarvan na nie, né? Dit is baie lekker om reëls vir ander ouens te maak, maar jy doen dit nie. Julle maak dit moeilik vir mense. Mense raak moedeloos. Was jy al bietjie moedeloos gewees met die kerk? Oor jy voel, maar ek pas nie in nie, of ek maak dit nie? Met geestelike leiers wat jou laat voel, jy maak dit nie? Wat jou rusteloos maak? Ek hoor baie keer kinders van die Here sê, ek hoop maar ek gaan hemel toe as ek eendag nou van hier af verder aanbeweeg. Liewe vriende, wat 'n nonsens is dit? Dat ons hierdie goeters op mekaar lê en dit vir mekaar moeilik maak. Jesus kom en sê, kom leer by my hart, ek is hier vir julle en ek wil vir julle rus gee. By die Vader is julle welkom. In 'n rustelose wêreld, waar kinders nie welkom was nie, dankie tog dat dit anderste is. Waar vrouens geminag is. Jy onthou die vrou, die owerspelige vrou, wat gevang is,
Wie word in die middel gesit? Wie word geshame? Die vrou. Niks van die man nie. Hy is nie daar nie. Sy word in die middel gesit. En dan sê Jesus vir hom, maar ek gooi ook nie klippe nie. En sal jy dalk verder dink, maar hy het gesê, moenie sondig nie. Weet julle wat is sonde? Sonde is om nie jou rus in God te vind nie. Dis sonde. Om op jou eie te probeer om rus te kry. In 'n rustelose wêreld, hoe lyk jou lewe? Wat maak vir jou rusteloos? En daar kan verskeie dinge wees. Ons sit met gebroke verhoudings. Ons voel baie keer nie goed oor onsself nie, oor ons liggaam. Ons voel baie keer nie goed oor ons verhoudings met ander nie. Ons voel baie keer nie goed oor ons verhoudings met ons kinders nie. Ek voel baie keer nie goed oor 'n verhouding met 'n kollega by die werk nie. Ons leef in 'n rustelose wêreld, in 'n stikkende wêreld. En ek het slegte nuus vir jou. 'n Vakansie gaan dit nie regmaak nie. Het jy al agtergekom na 'n vakansie, jy het lekker gerus, maar 2 dae daarna voel jy, ek het weer 'n vakansie nodig. Die rus wat die Here vir ons wil gee, is die volkome rus in Jesus Christus. En hy kom na ons toe met die uitnodiging om tuis te kom. En kom vanoggend ook na ons toe. Hoe lekker is dit, dat die Here na ons toe kom, en vir ons uitnooi vanoggend. Hy wat jou beter verstaan as wat enige iemand jou verstaan, wat na jou en na my toe kom en sê, ek nooi vir jou uit, hier's dit, my rus. Amper sê bottomless. Kom kry my rus, kom geniet my rus, beweeg in my rus in. 'n Uitnodiging vir jou en vir my vanoggend. Dis 'n uitnodiging vir rusteloses, om tuis te kom. Want, dit is baie belangrik, en ek sluit amper hiermee af, ek voel dis warm, ek weet nie of julle ook warm kry nie, ons wil nie omval nie. Die tuiskoms wat Jesus van praat, is eintlik om tuis te kom by die Vader. Die hart van Christus, sê hy, is ook die hart van die Vader. Kom ons lees dit. My Vader het alles aan my toevertrou. Niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Kry nou net hierdie treintjie agter mekaar. Vader het alles aan die Seun toevertrou. Niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun. So Jesus sê, Vader en Seun, ons is in sinkronisasie. Ons is daar vir mekaar. Niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Wat wil Jesus kom doen? Kom maak die Vader aan ons bekend. En dit beteken dat ek tuis kom. Dat ek weet, Here, by U mag ek maar wees. By U is ek altyd welkom. U is my vrede. Here, selfs al is my omstandighede soos in 'n donderstorm, in U is my vrede. Want U is my Vader. Sy uitnodiging vanoggend, kom na my toe. Kom ervaar my rus. Ek wil vir jou vra, jy moet tyd maak om hierdie uitnodiging te aanvaar. Jy moet weer gaan dink daaroor en gaan luister weer. Ek het die message vertaling, pragtig, julle het dit 10-1, het julle dit al gelees. Hoor wat sê die message vertaling. Are you tired? Worn out? Hierdie tyd van die jaar, né? Tired, worn out, dis 'n willejaar. Burned out on religion. Come to me. Get away with me. And you recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Worn out, tired, kom.
kom saam met my, kom kry my ritme. En wat Jesus eintlik kom doen is om die ritme van 'n rusdag ook weer vir ons te kom aan herinner. En dit is nie noodwendig 'n Sondag nie. En dan is ons weer terug by reëls. Rus beteken dat ek in my besige program rustye moet maak waar ek bewus raak van die teenwoordigheid van die Here en dat hy my Vader is. Dis rus. En Jesus nooi vir ons uit in hierdie ritme in van werk, maar rus in die Vader. Werk, maar rus in die Vader. Ek sluit af met 'n aanhaling van Augustinus, die sanggroepie, julle kan vir ons regmaak weer asseblief. So 3de eeu na Christus, my kop raak ook bietjie altyd de mekaar met hierdie goed, ek moes dit gaan Google, ek moet bely, wat is nou die 3de eeu? 3de eeu is 200 tot 299 na Christus, dis die 3de eeu. Het Augustinus die volgende gesê: my hart bly onrustig totdat dit in God rus vind. Vriende, en dis die waarheid. Ons sal onrustig wees totdat ons die uitnodiging hoor en aanvaar. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Met hierdie volgende lied wil die Here eintlik na ons toe kom en sê, kom na my toe. Ek sal hier so aanskuif. Van Jesus, hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons harte, wag daar vir jou en vir my. Kom terug, kom terug. Nou in hierdie oomblik, ook deur hierdie lied, dat U na ons toe kom en dat U ons raak sien en dat U ons onrustigheid raak sien en dat U op hierdie Sondagoggend vir ons sal uitnooi in U rus in. Dankie Heilige Gees, môre wanneer ek dit nou alweer vergeet en weer op my eie wil aangaan en weer onrustig raak, dat U steeds vir my sal herinner aan die rus van Jesus Christus. Dankie daarvoor. Dankie dat U die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Amen.
Vriende, vir ons voorbidding, dink ons aan Lorraine Koster. Sy het in die week het sy gehoor, is sy gediagnoseer met kanker. Lorraine en Martin, as julle asseblief aan haar sal dink. En Jan het nou voor die diens vir my gesê van Gerda, wat sukkel met haar knie, wat dit nie meer lekker gaan nie, wat weer moet teruggaan hospitaal toe, Jan, né? Weer hospitaal toe, so dink asseblief aan Gerda ook in hierdie tyd. En dan al ons langtermyn siekes daar, so julle sien vir hulle, partykeer is dit 'n oproep wat nodig is, om net te hoor, hoe gaan dit met jou, of om 'n boodskapie te stuur, om net te sê, ons vergeet nie van jou nie. Voordat ons nou oorgaan na ons dankoffers toe, wil ons by ons kerkraadsvergadering, Diana, jy en Gerlinde kan nader staan. By ons kerkraadsvergadering is een van die dinge wat gebeur het, waarop ons besluit het. Diana het gesê dat sy bietjie wil terugstaan as ons kerkraadsleier, en Gerlinde Skols is in haar plek gekies, en Diana is so oulik om van haar kant af vir Gerlinde te sê, dankie daarvoor en baie sterkte vir die werk. Kom staan hier so by my, julle staan te ver. Somme net, ek sal so tussen julle staan. Diana, verskriklik dankie vir jou leiding wat jy gegee het. Dit was partykeer nie maklik gewees nie, maar dankie daarvoor, en ons gaan jou die rus, jy is dan nog steeds deel van die kerkraad, en Gerlinde, baie dankie vir jou wyse leiding, en ja, ons is bevoorreg om vir jou ook as ons kerkraadsleier te hê. Ek wil graag vir julle albei 'n gebed doen. Here, dankie dat u vir ons gawes gee, dat u vir ons mense gee, om vir ons te help, om in u rus in te beweeg. Dankie vir Diana, vir dit wat sy gedoen het, en hoe sy vir ons gelei het, en dankie ook vir Gerlinde vir die toekoms. Ek bid u seën af op albei van hulle. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Dankie. En dan gaan ons nou geleentheid gee vir ons dankoffers. Ek wil vir julle herinner aan ons 10de maand dankoffer. So ons mikpunt is 185.000. En die 10de maand dankoffer strek van Oktober tot Februarie. Ek wil dadelik sê, want dis nou ook 'n ding wat skuldgevoelens baie ou kan. Die Here verwag nie van jou wat jy nie het nie. So, as dit moeilik gaan, hê vrede daaroor. Op 'n ander manier gee jy dalk jou 10de dankoffer met jou tyd, met jou diensbaarheid in die gemeente. Vir die van julle wat kan gee, baie dankie daarvoor by voorbaat. Ons wil dit graag so goed as moontlik aanwend om ons gemeente se bedieninge ook te versterk. Dankie daarvoor. Ons gee nou kans vir die dankoffer.
ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here. Ons nooi vir julle uit om na die tyd lekker saam te kuier. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, hy wat ons uitnooi om in sy rus te kom inbeweeg. En die liefde van God die Vader, hy wat sy seun gestuur het vir ons om te rus. En die kragtige werk van die Heilige Gees, hy wat ons herinner aan die rus van God. Mag dit ons elkeen se deel wees. Amen.